Die maatskaplike toelaatstelsel, of meer bekend as social grants in Suid-Afrika, impliseer finansiële bystandsprogramme wat deur die regering verskaf word met die verklaarde voorneme om kwesbare groepe soos bejaardes, mense met gestremthede en kinders te ondersteun. Hulle vorm die hoeksteen van die land se maatskaplike welsynstelsel, wat een van die mees uitgebreide onder ontwikkelende lande is. 'n Landmerkhervorming was die bekendstelling van die kinderondersteuningstoelaag in 1998, gemik op die ondersteuning van arm kinders onder die ouderdom van 6. Hierdie ouderdom is later verhoog na 18. Ander toelaas soos die ouderdomspensioen, ongeskiktheidstoelaag, pleegkindtoelaag en sorgafhanklikheidstoelaag is of behou of uitgebrei om meer begunstigdes te bereik. Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid, of SASSA, wat in 2004 gestig is, het die gesentraliseerde liggaam geword wat verantwoordelik is vir die administrasie van hierdie toelaas. Die omvang van die stelsel het vinnig gegroei. In 1994 het ongeveer 2,5 miljoen mense toelaag ontvang, hoofsaaklik ouderdoms- en ongeskiktheidsbetalings. Teen 2019 het hierdie getal tot 18 miljoen gestyg, met kinderondersteuningstoelaag wat alleen meer as 12 miljoen kinders ondersteun. Maatskaplike toelaag-uitgawes het ook gestyg van 10,5 miljard in 1994 tot 232,7 miljard in 2022. Vandag ontvang ongeveer 18 miljoen mense in Suid-Afrika, ongeveer 34% van die bevolking, tradisionele maatskaplike toelaag. 'n Stelsel wat die konstitusionele hof beskou het as een van die kenmerkende prestasies van ons grondwetlike demokrasie, as gevolg van wat verkondig word as sy rol in die aanspreek van die historiese ongelykhede. Hierdie nommer sal na verwagting teen Maart 2028 tot 19,3 miljoen mense styg, wat die aantal mense op die maatskaplike noodtoelaag uitsluit. In die reaksie op die COVID-19 pandemie het die regering van Suid-Afrika in Mei 2020 vinnig 'n spesiale COVID-19 toelaag vir maatskaplike noodtoelaag of Social Relief Distress van R350 ingestel vir 'n aanvanklike tydperk van 6 maande. Alhoewel die aantal ontvangers van hierdie toelaag verlaag is die toelaag herhaaldelik hernie en is dit tans in plek tot 31 Maart 2026. Met 'n R20 verhoging tot R370 vir hierdie toelaag word R35,2 miljard in die 2025-2026 begroting aan hierdie toelaag toegeken. Hierdie toelaag voeg 'n bykomende 9 miljoen mense by, wat beteken dat die totale aantal mense op die maatskaplike toelaag in Suid-Afrika meer as 27 miljoen mense is. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het tydens sy 2025 begrotingsrede aangekondig dat die regering R285 miljard aan die maatskaplike toelaag gaan bestee, wat deel is van 'n breër R422,3 miljard wat aan maatskaplike ontwikkeling bestee sal word. Suid-Afrika is in 'n hopelose situasie, want dit het net 7,4 miljoen belastingbetalers, net meer as 10% van die bevolking, wat daartoe lei dat 4 keer meer mense op maatskaplike toelaag staatmaak as die wat tot die belastingstelsel bydra. Tog vier die president van Suid-Afrika die aantal mense op maatskaplike toelaag en het selfs met trots verklaar: "Vandag bestee ons ongeveer 60% van ons nasionale begroting aan maatskaplike toelaag, gesondheid, onderwys, maatskaplike beskerm, gemeenskapsontwikkeling en openbare indiensnemingsprogramme." Daar word bereken dat net 3 miljoen mense 90% van inkomstebelasting betaal. Dit is duidelik uit hierdie feite dat Suid-Afrika vinnig 'n fiskale afgrond nader. Gesprekke oor 'n basiese inkomstetoelaag vir Suid-Afrika, wat die ekonomie soveel as R400 miljard per jaar sal kos, laat die vraag ontstaan of die politieke elite besef wat gaan gebeur as die kwynende belastingbasis nog verder krimp. Suid-Afrika se uitgebreide maatskaplike toelaagstelsel, eerder as om 'n grondwetlike triomf te wees, word deur Lex Libertas beskou as 'n diepgaande simptoom van 'n sistemiese mislukking en vernietigende bestuur. Die groeiende welsynstaat bevorder afhanklikheid van die regering eerder as ware bemagtiging en selfvoorsiening. Lex Libertas beskou hierdie benadering as semantiese bedrog, in die sin dat die program nie doen of bereik wat dit verkondig om te doen nie. Die program is gewortel in 'n nasionalistiese, sosialistiese ideologie wat die herverdeling van rykdom bo produksie, eiendomsreg en markvryheid prioritiseer.
Hierdie uitgebreide afhanklikheid van toelae vererger die uitdagings wat die ekonomie in die gesig staar, wat 'n regering onderstreep wat van grondvlak werklikhede ontkoppel is en nie in staat is om 'n omgewing te kweek waar burgers kan floreer nie. Dit lei tot 'n krimpende basis van bydraers tot die nasionale ekonomie, wat 'n bose kringloop skep waaruit daar weggebreek moet word. Lex Libertas beweer dat hierdie aanhoudende maatskaplike kwessies, insluitend die groot toelaastelsel, fundamentele sistemiese hervorming benodig. Die voorgestelde oplossing is die desentralisering van die politieke stelsel, bemagtiging van die verskillende nasies en gemeenskappe binne Suid-Afrika met autonomie en selfbestuur. Dit het ten doel om eiendomsreg te beskerm en markvryheid te bevorder en verskuif verantwoordelikheid van 'n disfunksionele sentrale staat na meer verantwoordbare plaaslike entiteite. Hierdie verandering word as deurslaggewend geag vir die bou van volhoubare welvaart gegrond op individuele verantwoordelikheid en ware ekonomiese bemagtiging.